Goeiemôre geliefdes. Ek glo en vertrou dat dit goed gaan met u en dat u nog gesond is. Dit is vir my 'n voorreg om vandag weer saam met jou op hierdie platform te kan kuier. Gun my asseblief die geleentheid om net 'n paar afkondigings onder u aandag te bring. Eerstens wil ons baie dankie sê. Dankie vir u volgehoue ondersteuning gedurende die vakansietyd en dat u dankoffers inbetaal het. Onthou asseblief as u dit via EFT inbetaal, moet jy asseblief in die verwysing sit dat dit vir die koskas of vir Abraham Kriel of vir sorg of waarvoor die jeug, waarvoor ook al dit is, sodat ons weet waarvoor om dit te allokeer. En dan het al ons gemeentelike aktiwiteite weer afgeskop. Die skole het amptelik begin en ja, ons het begin met al ons aktiwiteite. So hou asseblief die WhatsApp groep en die Facebookblad dop en skakel asseblief by die Bybelstudies, die senior aksie en dergelike in. Indien u enige navrae het, is u meer as welkom om ook vir Sonja te kontak. Dan het ons kategese ook begin, so indien daar enigiemand is wat by die kategese wil inskakel, is julle meer as welkom. Wat ons voorbereidingslys aanbetref, vra ons voorbereiding nog steeds vir oom Flip Blessing, vir oom Johan Annandale en sy gesondheid, vir tannie Hannetjie Klint en haar gesondheid, as ook vir oom Anton en tannie Jackie Smith, wat tans in die hospitale is. So ons vra dat u in u gebede aan elkeen van hierdie individue dink. En dan indien daar iemand is van wie ons nie bewus is nie, vra ons dat u ons asseblief in kennis sal stel. Dit is dan nou al wat ons afkondigings aanbetref. Ek gaan vra dat ons vir 'n oomblik sal stil raak in God se teenwoordigheid en ons saam wees op hierdie platform op 'n gepaste wyse sal begin. So kom ons bid nou saam. Here en Hemelse Vader, ons kom vandag na U toe en ons kom sê vir U dankie. Dankie vir 'n geleentheid soos hierdie, waar ons net kan rustig raak, waar ons die dag se besig wees net 'n bietjie eenkant toe kan skuif en waar ons na U woord en 'n oordeenking daaroor kan luister. Vader, ons vra dat U met elkeen van ons sal kom werk, dat U ons harte en ons gedagtes sal aanraak, dat U dit sal voorberei vir U woordverkondiging en dat U die woord vir ons sal oopbreek, dat U dit in ons sal laat groei en dat dit ons sal vorm en dat dit ons sal skaaf en dat dit ons die mense sal maak wat U wil hê ons moet wees. En daarom kom vra ons, Gees van God, werk met elkeen van ons. Breek die woord nou vir ons oop. Spreek, Here, ons as U kinders luister. Amen. Nou geliefdes, ons is in Epifanie en dit is die tyd net na Kersfees, voordat ons by lydingstyd kom, wat een van die dae op die voordeur is, maar voordat ons daar kom, gaan ons eers by 'n paar Epifanie tekste stilstaan. So vandag gaan ek stilstaan by een van die bekende gedeeltes uit Matteus 4 uit, maar voordat ons dit gaan saam lees, wil ek eers 'n kort verhaaltjie vertel, 'n ware lewensverhaal wat ek raak gelees het van Heidi Baker. Nou sy het die bediening Iris begin en dit het begin in Mosambiek in die 1980s. Hierdie bediening het sy daagliks kos vir armes begin gee en dit het 'n wêreldwye bediening begin word. Hulle het kinderhuise, skole en klinieke tot stand gebring. Nou net laas jaar in 2025 het hulle 9 miljoen maaltye aan mense voorsien. 28.000 mense by hulle klinieke gehelp en meer as 500.000 deur die gemeenskapsprojekte wat hulle aanbied. Jaco Strydom vertel van sy ontmoeting met haar en hy sê dat haar hele wese skree van liefde en eenvoud. Baie van die jong mense wat vandag in leierskapsposisies in hulle gemeenskap is, was jong mense wat by haar aangekom het as honger verwaarloosde babas of kleuters. Volgens Jaco beskou sy Moeder Teresa as haar grootste menslike rolmodel. En volgens hom is hulle teologie 'n teologie van liefde. So eenvoudig soos dit, maar ook so moeilik soos dit. Dit is asof hulle hele wese sê, jy kan nie jou lewe vir Jesus gee, sonder om ook jou lewe vir die wêreld te gee nie. En dit is presies dieselfde gedagte wat in vanoggend se teksgedeelte wat ons gaan saam lees na vore kom.
Jesus het nie net vir ons kom vra in hierdie gedeelte om hom te volg nie, maar om alles vir hom te gee. So kom ons lees hiervan in Matteus 4 vanaf vers 12 tot 23. Indien u Bybels by het, is u meer as welkom om te volg. Daar staan in Matteus 4 vers 12. Toe Jesus hoor dat Herodes vir Johannes in die tronk laat opsluit het, het hy na Galilea toe gegaan. Hy het nie in Nasaret gaan bly nie, maar hom gaan vestig in Kapernaum by die see, in die gebied van Sibulon en Naftali. So moes vervul word wat deur die profeet Jesaja gesê is: Jy gebied van Sibulon en gebied van Naftali aan die seekant en die oorkant van die Jordaan, Galilea waar die heidene woon. Die volk wat in duisternis woon, het 'n groot lig gesien. Hulle wat in die skemerland van die dood lewe, vir hulle het die lig opgegaan. Van toe af het Jesus begin preek en gesê: Bekeer julle, want die koninkryk van die hemel het naby gekom. Eendag toe Jesus langs die see van Galilea loop, sien hy 2 broers, Simon wat ook Petrus genoem word en sy broer Andreas. Hulle was besig om 'n werpnet in die see uit te gooi, want hulle was vissers van beroep. Hy sê toe vir hulle: Kom hier, kom saam met my en ek sal julle vissers van mense maak. Hulle het dadelik die nette gelos en hom gevolg. Toe hy daarvandaan verder gaan, sien hy 2 ander broers. Jakobus, 'n seun van Zebedeus, en sy broer Johannes. Hulle was in 'n skei, saam met hulle pa, besig om hulle nette reg te maak. Jesus het hulle geroep, en hulle het dadelik die skei en hulle pa verlaat en Jesus gevolg. Hy het toe in die hele Galilea rondgegaan en die mense in hulle sinagoges geleer, die evangelie van die koninkryk verkondig en elke soort siekte en kwaal onder die volk gesond gemaak. En berigte oor hom het deur die hele provinsie Sirië versprei. Die mense het toe die siekes met allerlei kwale en pyne, die wat in die mag van die bose geeste was, geestelike versteurders en verlamdes, na hom toegebring, en hy het hulle gesond gemaak. Groot menigtes uit Galilea, Decapolis, Jerusalem, Judea en van oorkant die Jordaan af het hom gevolg. Geliefdes, hierdie gedeelte maak dit vir ons baie duidelik dat Jesus, die lig vir die wêreld, na hierdie duister wêreld toegekom het om die mens te kom red en om hulle te nooi om hom te volg. Nou wanneer 'n mens kies om Jesus na te volg, leer jy 'n nuwe oriëntasiepunt vir jou lewe aan. Jesus is hierdie nuwe oriëntasie en Jesus se regering is die koersbepaler. Ons lei dit baie duidelik af uit hierdie gedeelte wanneer ons na Jesus se eerste woorde kyk wat hy in sy bediening gespreek het. Hy sê vir die mense: Bekeer julle, want die koninkryk van die hemel het naby gekom. Kyk ons na die woord bekeer, dan beteken dit om van koers te verander, om 'n ommekeer te maak, om 'n nuwe rigting in te slaan, om jou te heroriënteer. Nou is die vraag, as ons 'n nuwe koers wil inslaan, watter koers sal dit wees? As ons heroriënteer, waaraan moet ons dan aandag gee? Wel, hierdie gedeelte kom beantwoord hierdie vraag vir ons. Dit sê vir ons dat ons moet fokus op die regering van God. Met ander woorde, die koninkryk van die hemel, soos dit in en deur die bediening en koningskap van Jesus self beliggaam word. Nou, Heidi Baker en Moeder Teresa is vir ons 'n voorbeeld van mense wat Jesus se roepstem vir hulle lewe gehoor het en van koers verander het, wat Jesus konkreet nagevolg het.
Maar hulle is egter nie die enigste mense wat Jesus gevolg het nie, want wanneer ons kyk na ons teksgedeelte wat ons vandag gelees het, dan sal ons sien, daar was 'n klomp wat Jesus as koning nagevolg het, en wat hulle geheroriënteer het om volgens God se wil te leef. In die Matteus Evangelie word dit vir ons konkreet uitgebeeld. In 'n baie dramatiese roepingstoneel lees ons dat Jesus langs die groot binnelandse see of meer van Galilea gestap het, en dat hy die vissermanne geroep het om hom te volg. So dit was 'n publieke toneel waar mense besig was om te werk, waar Jesus hulle geroep het om agter hom aan te loop. Die verstommende reaksie is dat hulle werkplek verlaat het en dat hulle agter Jesus aangestap het. In Jakobus en Johannes se geval het hulle familiebesigheid verlaat en agter Jesus aangegaan. En die rede waarom hulle dit gedoen het, is omdat hulle die heroriëntering wat Jesus van hulle gevra het, gesnap het en hulle lewe daarvoor gegee het. Vanuit ons moderne mense perspektief is die disippels se optrede vir ons baie ondenkbaar en selfs onverstaanbaar. Want ons as mense is geneig om nie so oorhaastig op te tree en besluite te neem nie. Ons hou nie daarvan om oningeligte besluite te neem nie. Nee, ek en jy hou mos daarvan om eers ons huiswerk te doen. Die meeste van ons hou daarvan om dit 'n gebedssaak te maak, te beplan en om die voor- en die nadele teen mekaar op te weeg en 'n ingeligte besluit te maak. Hierdie eerste disippels het beslis 'n goddelike roeping, want wanneer 'n mens oortuig is dat God jou roep en jy sy roepstem duidelik gehoor het, dan huiwer 'n mens nie, dan hoef jy dit nie te verklaar of te verstaan nie, want jy weet net dat God alles ten goeie vir jou sal laat meewerk. Dit beteken egter nie dat die disippels se pad vorentoe net met rose besaai sou wees nie. Natuurlik nie. Roeping vra 'n prys. En dit is ontwrigtend juis omdat dit 'n heroriënteringsproses is. Jesus het die disippels en hulle familie se lewens kom ontwrig. Hy het hulle geroep om hom te volg en hulle moes alles en almal agterlaat. Simon Petrus en Andreas moes hulle dagtaak agterlaat en hulle dagtaak het behels dat hulle vis gevang het om hulle self en hulle families en dalk ook nog mense van die gemeenskap te versorg. En nou sit hierdie families en hierdie gemeenskap sonder versorgers. Jakobus en Johannes verlaat die familiebesigheid om agter Jesus aan te loop. Dit het implikasies vir die hele familie gehad. En ek is seker dit was nie vir die disippels 'n maklike besluit om hulle werk, hulle verpligtinge en hulle verantwoordelikhede net agter te laat nie. Maar die roeping wat hulle beleef het, was sterker as die prys wat hulle moes betaal. Met hierdie optrede wil Jesus aan die samelewing en aan ons kom beklemtoon dat niks tussen my en jou en die roeping wat God vir ons het, mag staan nie. En dat God ons roep om hom absoluut na te volg. En dit vra van ons as geroepenes om ons kruis op te tel en hom te volg. Maar dit is nie net altyd die besluite wat navolgers moet maak, wat dit vir ons moeilik maak nie. Soms is die omstandighede waarin mense hulle roeping moet uitleef net so moeilik. As ons na Jesus se bediening kyk, dan sal ons sien dit vind plaas in die tydperk en in die geskiedenis toe Johannes die Doper gearresteer is. Dit het 'n skaduwee oor alles gegooi. En Jesus het juis in hierdie tyd die disippels geroep om vir hulle te sê dat hulle moet bereid wees
om deur vervolging en swaar kry te gaan en dat hierdie roeping van hulle 'n swaar prys van hulle gaan vra en dat hierdie prys in die toekoms waarskynlik nog hoër gaan word as dit wat hulle reeds moes betaal. Daar is dus niks romanties aan die dramatiese wyse waarop Jesus mense roep en 'n lewe heroriënteer nie. Wat egter vir my baie belangrik is dat ek en jy moet besef dat God nie altyd van ons gaan vra om alles te los en weg te gaan om ons roeping en ons bediening uit te leef nie. Ons almal hoef nie soos Heidi Baker Mosambiek of Pemba toe te gaan of soos Moeder Teresa in Calcutta te gaan werk nie. Soms vra God vir ons om juis hier waar ons werk en leef en bly, om juis daar ons lewens te verander en te heroriënteer en in daardie omstandighede vir hom te werk en ons roeping uit te leef. En dit gaan vra dat ons sal fokus op hierdie heroriënteringsproses, want dit gaan van my en jou steeds 'n prys vra. Dit gaan van ons vra om sekere besluite te neem wat teen die besluite van die wêreld is, wat indruis teen die manier hoe ander mense leef, of hoe hulle dink, of hoe hulle optree. Hy vra van ons om 'n geroepe te wees in ons leefwêreld. Daar waar jy dalk as ouma of oupa in 'n ouerhuis leef, tussen mense van jou eie ouderdom, daar moet jy 'n geroepene wees. Daar moet jy 'n verskil maak in jou kleinkinders se lewens. As jy 'n onderwyser is in die skool waar jy onderwys gee, die kinders wat voor jou sit, jy moet in hulle lewens 'n verskil maak. Daar waar jy daagliks werk, daar waar jy daagliks beweeg. Orals waar jy besig is, of dit nou is waar jy werk, ontspan of leef, in die verhoudings met jou gesin, met jou eggenoot, met jou vriendekring. Daar moet jy 'n verskil maak, daar moet jy jou roeping uitleef. So die punt wat ek vandag wil maak is dat mense wat hulle roeping aanneem, sal besef dat dit ontvrugtend is. Dit gaan van my en jou vra om iets op te offer. Dit gaan van ons vra om ons lewe te heroriënteer. Of ons dit nou hier uitleef, waar ons tans werk en leef, en of ons nou geroep word om dit in 'n ander land te gaan doen. Dit gaan nie maklik wees nie. En dit gaan van ons vra om ons kruis te dra. Nou kan jy dalk vir my vra, maar hoe moet ek my lewe heroriënteer? Waar begin ek? Wel, ons begin by Jesus en om sy voorbeeld te volg, want Jesus was self 'n geroepene gewees. Sy roeping is duidelik van die begin af, wanneer Jesus se geboorte aangekondig word. Dan sê die engel vir Josef dat hulle hom Jesus moet noem, want hy sal die volk van hulle sondes kom verlos. Verder is Jesus se roeping bevestig by sy bekeringsdoop, toe Jesus deur Johannes die Doper gedoop is, sodat hy die sondes van die mense op sy skouers kon neem. In ons teks begin Jesus dan om hierdie roeping aktief uit te leef en uit te voer. En die manier waarop Jesus dit doen, is deur om sy roeping te aanvaar en dit uit te leef en ons 'n klomp dinge te kom leer oor ons eie roeping. So as ons Jesus se navolgers is en begin doen wat Jesus gedoen het, dan gaan dit ons help om ons lewens te heroriënteer en om ons roeping uit te leef. Nou daar is vir my 3 kenmerke in Jesus se roeping wat vir ons ook relevant is vir ons roeping. Die eerste een is verkondiging, die tweede een is lering en die derde een is genesing. En ons gaan net kortliks vandag by dit stil staan. Wanneer ons kyk na verkondiging as roepingsvervulling, dan sal ons sien in ons teksgedeelte word dit verkondig dat Jesus sy verkondiging begin het deur vir die mense te sê, bekeer julle, want die koninkryk van die hemel is naby. Dit is ook wat Johannes die Doper verkondig het.
Dit is wat Jesus verkondig het en dit is wat van my en jou gevra word om te verkondig. Ons kry die opdrag om uit te gaan en vir die mense te gaan sê dat die koninkryk van die hemel naby is. Ons moet dus verkondig dat daar 'n nuwe werklikheid aangebreek het. God regeer en mense moet hulle daaraan oriënteer. Alle realiste moet kennis neem dat daar 'n stel feite is wat van wesenlike belang is vir almal om van kennis te neem. En dit is dat God 'n werklikheid is. God se regering is 'n werklikheid en God tree beslissend in die wêreldgeskiedenis op deur die bediening van Jesus van Nasaret. God se koningskap word deur Jesus gevestig en dit het 'n beslissende betekenis vir die hele wêreld. Om jou te bekeer is om iets weer en weer, keer op keer af te lê en jou onder God se regering te plaas, om sy wil uit te leef, om daagliks te kies om aan God gehoorsaam te wees. Maar ons moet nie net onsself bekeer nie, ons moet ook die voorbeeld stel vir ander mense en ons moet ook ander mense aanmoedig om hulle self te bekeer, om hulle lewens te oriënteer en agter God aan te loop. Om God te volg, om hom die belangrikste in hulle lewens te maak. En daarom is dit belangrik dat ons eredienste sal bywoon en dat ons huisgodsdienst sal doen en dat ons Bybelstudie sal doen, sodat ons God beter sal leer ken en sodat ons dit wat ons van God ken, kan oordra aan 'n stikkende en seer wêreld. En dit bring ons uit by die tweede punt, wat lering as roepingsvervulling is. Die verkondiging van bekering en die koms van die koninkryk hou verband met die funksie van onderrig en leer. Geliefdes, en dit is hoekom dit so belangrik is, dat ek en jy die woord van God ken, dat ons dit bestudeer en ons eie maak. As ons kyk na Jesus se lewe, dan was hy 'n rabbi gewees, 'n leermeester. Hy het oralste gegaan en mense geleer in die sinagoges. Hy het op die berg gegaan, hy het op 'n skei geklim in die middel van die see en hy het mense onderrig. Hy het hulle geleer, want hy het geweet dat hierdie inhoud belangrik is. En wat vir my uitstaan is dat dit wat hy die mense geleer het in sy woorde en in sy dade na vore gekom het. En dit is presies wat hy van ons vra, is dat dit wat in die Bybel staan, dit wat ons lees, dat dit in ons woorde en ons dade na vore sal kom. Dat ons dit by hom sal leer, dat ons sy voorbeeld sal volg en dat ons dit sal uitleef. En weer eens kom dit terug na die feit dat ons die eredienste moet bywoon, dat ons Bybelstudies moet bywoon, dat ons dagstukkie boeke moet lees, dat ons kommentare sal lees, dat ons na video's sal kyk, dat ons kursusse sal bywoon, sodat ons die woord beter sal verstaan. Ouers, dis hoekom Sondagskool belangrik is, dis hoekom eredienste belangrik is, dis hoekom huisgodsdienst belangrik is. Want as ons nie vir ons kinders hierdie goed gaan leer nie, wie gaan dit vir hulle leer? Waar gaan hulle dit leer? En ek en jy kan dit nie vir ons kinders leer as ons nie weet wat om vir hulle te leer nie, as die woord nie deel geword het van ons menswees nie. Oumas en oupas, julle het net so 'n belangrike rol om in julle kinders en julle kleinkinders se lewens te leef. Julle moet die woord vir hulle oopbreek, vir hulle uitleef. Julle moet bid dat hulle naby aan God sal leef, dat hulle verhouding met God sal hê. En dit bring my by die derde punt, die punt van genesing as roepingsvervulling. Jesus se roeping het ook genesing behels. Mense met allerlei siektes word na hom toe gebring en hy genees hulle. Maar genesing was nie net fisiese genesing nie. Nee, wanneer ons kyk na hierdie genesing, dan kom dit in verskillende vorms na vore en op baie maniere. Ons moet genesing ook sien in terme van sosiale en kollektiewe soort siektes, soos armoede, geweld en verslawing.
Daar is baie gestaltes van genesing wat na vore kom, soos wonderbaarlike genesing waar Jesus hulle aanraak en hulle word gesond, maar ook genesing deur gebed, genesing deur mediese ingrype, of deur die aanpas van mense se lewenstyl, of die verandering van onderlinge gesindhede en die impak van goed soos vergifnis op mense se gesondheid. Hierdie vorms van genesing kan nie van mekaar losgemaak word nie. Genesing gaan dus oor meer as net wondergenesing. Die woord wat in die Grieks daarvoor gebruik word, kan ook verwys na omgee of sorg. En dit is iets wat elkeen van ons kan doen. Ons kan vir mekaar sorg, ons kan mekaar bedien, ons kan vir mekaar omgee. En dit alles kom terug na die bediening van liefde toe. Geliefdes, deur ons gebede kan ons bid vir genesing, vir mense wat in nood is en wat swaar kry. Vir die wat God se aanraking nodig het, vir die gemarginaliseerdes. Ek en jy het 'n opdrag, het 'n roeping om genesing te bring vir hierdie stikkende en seer wêreld. Deur ons omgee en ons versorging, deur die liefde wat ons uitdra. En daarom wil ek jou uitdaag, raak betrokke by die mense in ons gemeente, by die mense in jou gemeenskap, by die mense in jou omgewing, daar waar jy bly, daar waar jy werk, daar waar jy leef. Raak betrokke, leer hulle ken, deel God se liefde en leef jou roeping uit. Geliefdes, die vraag wat ek vandag vir jou wil vra is, sien jy jouself as 'n geroepene? Het jy al God se roepstem gehoor? Het jy daarop geantwoord en het jy al jou hele lewe geheroriënteer? Want dit is wat hy vandag van my en jou kom vra. As ons dit nog nie gedoen het nie, dan het die tyd daarvoor aangebreek. En ek en jy kan begin om ons lewe te heroriënteer deur Jesus se voorbeeld te volg, deur Jesus se liefde uit te dra in 'n stikkende en seer wêreld. Amen. Kom ons sluit ons oë en dan bid ons saam. Here, dankie dat ons vandag gehoor het dat elkeen van ons 'n geroepene is en dat elkeen van ons 'n verskil kan maak in die wêreld daar buite. En dat ons nie almal soos Heidi of Moeder Teresa iewers heen hoef te gaan om dit te doen nie. Dat ons hier waar ons leef, in die ouer huis waar ons bly, die werk wat ons beoefen, die gesin waarin ons is, die familie waarin ons behoort, die gemeenskap waarin ons behoort, dat ons daar 'n verskil kan maak, dat ons daar ons roeping kan uitleef, maar dat ons ons lewe gaan moet aanpas, dat ons onsself gaan moet heroriënteer om volgens U wil te leef, U woorde en U dade uit te leef. Ons kan dit nie in ons eie krag doen nie. Ons is te swak en te sondig en ons struikel en ons val te veel. En ons fokus te veel op onsself. En daarom het ons U hulp nodig. En daarom kom vra ons Gees van God, help ons hiermee. Lei ons en deur ons. Werk in en deur ons. En gee vir ons die geleentheid om U liefde uit te dra aan 'n stikkende en seer wêreld. Ons kom bid dit ook vir ons gemeente, dat ons gemeente ook sal oorgaan tot aksie. En dat ons 'n verskil sal maak in die gemeenskap waarin U ons geplaas het. Ons kom bid vandag vir die siekes op ons voorberingshuis. Ons dra hulle vandag aan U op en ons vra dat U by hulle sal stil staan, dat U hulle sal aanraak, dat hulle intens bewus sal wees van U teenwoordigheid in hulle lewens. Vader, en dat hulle U sal dank en eer vir die genesing wat gaan plaasvind in hulle lewens. Dankie dat ons hulle nou in U bekwame hande kan kom plaas. Dankie dat ons gebed by U voete kan kom los. En dankie dat ons dit mag bid in die kosbare naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Geliefdes, dankie dat ek my gedagtes rondom hierdie teks met U kon deel. Ontvang dan nou die seën van die Here. Vrede vir julle, liefde en geloof van God die Vader, van ons Here Jesus Christus. Die genade sal by julle almal wees, wat vir ons Here Jesus Christus met onverganklike liefde liefhet. Amen. Geliefdes, bly gesond en wees geseënd. Totsiens.